groet u geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim, en sy seun, ons Yeshua Messia. Hy wat vir ons sondes gesterf het, en ons nader nou daardie Pesach, daardie volkome offer wat hy gebring het. En die Heilige Gees ons sal leer en ons sal lei in hierdie wonderlike tyd waarin ons nou ingaan. Want dit is 'n wonderlike tyd. Baie swaar tyd vir baie mense, maar vir ek en vir u behoort dit nie swaar te wees nie, omdat ons 'n almagtige Vader is wat in beheer is van alles. Siegfried, welkom man, weer terug. Ja, baie dankie. Ja, dis lekker om jou hier te hê. Jy weet, dit laat ou basies kan brood breek. Ja. En hierdie wonderlike dinge van die woord kan ondersoek. Ja. Ek dink, jy weet, ons sal moet daarna kyk om met mense nie te redeneer nie, vir hulle 'n duidelikheid te gee, veral oor die feeste. Ja. So wat is die opkomende feeste wat ons nou volgens die Nuwe Testament wat ons moet hou? Ja, kyk, ons het mos nou die feeste ontvang daar in Levitikus 23. Dis reg? En die heel eerste fees, en ek wil graag hê mense moet dit net gaan lees. Ek sê jou antwoord op die Nuwe Testament, jy weet, wat die vervulling waar Yeshua dit kon vervul het en werklik vervul het. Maar in Levitikus 23 sê Yahweh vir Moses, hy sê, en hierdie is my feeste wat julle moet hou. Ja. Nie enige ou se feeste nie, maar Yahweh se feeste. Ja. En die heel eerste fees wat jy daar kan gaan lees in Levitikus 23 vers 2 is die Sabbat. Ja. Die 7-dagse Sabbat. Ja. En daarna begin die feeste en ons nader nou in hierdie tyd Pesach. Met ander woorde, soos die ou mense dit gesê het in baie Bybels is Pascha. En hoe die Satan die misleiding gekom het oor hierdie feeste. Jy weet, deur die jare het die kerk dit gekom. En jy weet, Siegfried, vir my die ergste vir alles is dat die kerk, gaan kyk maar nou op enige almanak, dat sê hy Goeie Vrydag. So, ja. En Goeie Vrydag is 'n heidense dag, of ouens wil vir my kwaad word of nie wil kwaad word. Dis 'n heidense dag, wat deur die Rooms-Katolieke Kerk ingestel is. Ja. En dit het al begin daar met die skrifgeleerdes en fariseërs, wat die waarheid wou verdoesel het. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy sal gaan kyk na die woord van Yahweh. Jy weet, baie mense, omdat dit nou die Goeie Vrydag is, en hulle het hom so vertaal ook, die nuwe vertaling, kom en hy sê, maar daardie feest, jy weet, daardie Goeie Vrydag, het Pilatus, en dan vertaal hulle hom in die nuwe vertaling, ongelukkig het ek nou een hier voor my nie. Sê hy daar, dat die dag voor die Sabbat sou begin het. Ja. Nou dis waar, die 7-dagse Sabbat. Maar dit was nie die dag nie, want jy sien, op daai stadium het Yeshua presies uit opgestaan die Saterdag. Maar hoe laat weet ons nie, ne? Want onthou, die verwarring kom al van die begin af, daar van Genesis. Wat leer die woord? Die woord leer, en dit was aand en dit was môre die eerste dag. Dit was aand en dit was môre die tweede dag. So, wat doen ek en jy? Ons sê nee, maar 12 uur vannag, dan begin môre. Eintlik, dit werk nie so, nie volgens die Bybel nie, en dit is net nie logies nie, jy weet, hoe kan 'n dag begin in die helfte van die nag?
So, môre begin vanaand, jy weet, met sonsondergang. En dit was aand en dit was môre. So, en die Bybel sê, en vroeg op die eerste dag, dit is die Sondag, het die vrou na die graf gegaan. Ja. Maar hierdie vrouens het presies geweet waar is Yeshua begrawe. En dis nogal belangrik om dit te weet, ne? Hoe het hulle gesien? En hulle sê daar in Markus 15 vers 42, en toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voorsabbat. Nou het die kerk net gekom en hy het ewe skielik erken tot die Rooms-Katholieke kerk die Sabbat dan. Hy sê die dag voor die Sabbat het die skrifgeleerde fariseërs dan na Pilatus toe gegaan. Maar dit was nie die geval nie. Die voorsabbat het begin by Pesach, by die begin van Pesach. Met ander woorde die 15de van die eerste maand. Jy gaan lees daar in Levitikus 23. So dit is baie belangrik dat as ek en jy kan tel en aftrek, is dit baie maklik. Kan ons dit ook sien waar dit al hierdie wonderlike dinge gebeur. En toe kom daar nou, en toe die volgende vers, en dan moet ons mooi daarop gaan let. En ek wil toch maar vir die kykers vra, om ons te WhatsApp het vra, as hulle nie met ons saamstem. Moet nie net stil bly nie, hierdie is ewigheidslewe, goed, waaroor ons nou praat. En hy sê vers 43, kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van Elohim verwag het. En hy waag dit, luister nou mooi, en hy waag dit, om na Pilatus in te gaan en die liggaam van Yeshua te vra. Toe was daar nog nie 'n Sabbat nie, of wat ook al nie. Yeshua is nou net is gedoen. Wanneer is hy gekruisig? Die Woensdagmiddag. Né? Jy kan nou maar gaan aftrek. Kom ons sê dan nou, wanneer het die derde dag geëindig? Saterdag aand. Nou, kom ons sê Saterdag aand. Nou Vrydag aand was dit 'n dag en 'n nag. Donderdag aand was dit 'n dag en 'n nag, so dis 2 dae en 2 nagte. En Woensdag aand was dit dan nou die derde dag en die derde nag. Met dan word het toe sy nou gekruisig. En dis belangrik dat ek en jy dit weet, want Yeshua het want die woord van Jahwe sê, en op die 14de van die eerste maand moet julle die lam in voorbereiding bring. Ja. En onthou die 14de begin by die Dinsdag aan, waar Yeshua die nagmaal ingestel het. Ja, dis reg. En van die nagmaal af is hy Getsemane toe. En ons weet daar hoe hy gebid het en laat tot sy bloed sweet geword. Ja. Sweetbloed geword. Ja, sweetbloed geword het. Nee. So, en dis belangrik om dit te weet. En toe, wat het gebeur? Toe kom Judas Iskariot met die tempelwag om vir Yeshua in hegtenis te neem. En dit was toe nou, seker nou al laat in die nag. Ons ken daai geskiedenis. Hoe Yeshua dan nou vra, wie soek julle? Hy sê, ons soek vir Yeshua. Hy sê, dit is ek. Nou betekende dat toe Moses by die brandende bos kom, toe vra hy, wie is hy? Toe sê ek is wat ek is. En toe hulle dit sien, toe val hulle almal agteroor. Hulle moet hom in hegtenis neem, hulle val almal agteroor. Jy hoor, Petrus skap Malga se oor af. Yeshua sê, man, bære die swaard, en hy sit sy Malga sê. Maar al waarop ek wil neerkom, is die tydsdier wat gekom het. Nou wie weet, van daai Dinsdag aand af, Yeshua nog nie, want dit het wat die 14de begin het, moet jy hierdie lam in gereedheid kry. Vat hulle hom dan daarvan af, het nog niks geslaap nie, nog net moeite gehad. Vat hulle hom na na Caiaphas en Annas toe, die hoofpriester. Nee.
En daar word hy ondervraag en gespot en gehoon en deur die gesig geklap en wat ook al. En die volgende oggend, daai selfde oggend, stuur hulle hom na Pilatus toe. Pilatus stuur hom weer na Herodes toe. Herodes stuur hom terug na Pilatus toe. En ons weet hoe dat Pilatus ook maar probeer het om Yeshua vry te laat. Ne? Alsnog op die 14de. Ons weet baie mooi luister, né? Daarna lewer hy dan nou vir Yeshua oor om gegeesel te word. En hulle slaan hom uit mekaar uit en doringkroon terwille van ek en jy se oortreding. En dis hoekom dit so belangrik is, die feeste. Laat ek en jy dit sal herdenk. Dat ek en jy sal weet wat het Yeshua en ek en jy se lewe kom doen deur ons sondes te vergeef. Maar daarna die middag na hom gekom het, toe vat hulle hom Golgotha. En daar sê dan, ek weet wat sê die Bybel praat van die 3de uur, wat sy toe nou gekruisig, né? Jy weet die goed. So, toe daai aand, toe sy nou dood. Wanneer begin daai aand? Is dan nou die 15de van die eerste maand. Met ander woorde die voor Sabbat. Ja. Die voorbereiding Sabbat. En mense verwar dit, of die kerk wil eintlik hê ons moet sê dit is die Sabbat. Dit is nie die Sabbat nie. Hallo by nie Sabbat nie. Jy hoor wat ek vir jou sê. Dis my die tragieste. As hy wil 'n punt bereik, dan ewe skielik praat hy oor die Sabbat. Maar want die Sabbat is baie belangrik. Dis die kenteken van ek en van jou teenoor Yeshua. Maar dan gaan Josef van Arimatea, soos ons hier gelees, en hy gaan eintlik waag hy dit om so toe te gaan. Jy verstaan? Want hy weet nou sy lewe is op die spel, né? Jy verstaan, want onthou nou net baie mooi, moet jy baie mooi vandag luister wat ek vir jou sê, ten opsigte van die voorbereiding Sabbat, né? Toe dit verby is, die volgende dag is nou natuurlik die Vrydag, né? Toe was Yeshua al in die graf, né? Toe kom toe besef hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes, sjoe, nou het ons 'n probleem. En hulle kom by Pilatus en hulle sê vir hom, my Heer, ons wil graag 'n wag hê. Jy weet jy weet om te waak oor die graf. Ja. Hoekom doen hulle dit? Hoekom het hulle nie van die begin af dit gedoen? Want hulle was gerus gewees, jy hoor. Hulle wat gebeur het in daai tyd, as hulle iemand gekruisig het of aan die folterpaal gesterf het, dan breek hulle die bene en maak seker dat hy doodgaan en dan veras hulle hom, want daar was 'n steengroef daarna en hulle het altyd gesorg genoeg. Daar was altyd daai vuur gehad het gebrand. Dan veras hulle. Nou die duiwel en sy trawante het nie daarmee in rekening. Hulle het nie gelees wat Yeshua gesê het en nie een van sy bene is gebreek. Daar in Jesaja al. Jy hoor. En dis hoekom Pilatus was toe nou half verbaas dat hy nog lewe. Maar omdat dit die gebruik was dat daar nie liggame op die Sabbat aan die kruis moet hang nie, jy weet, het hulle dit dan op daai praktyk gevoer. Dis hoekom hulle nie gehoor het nie, want hulle het gedink Yeshua se bene gaan gebreek word, hy gaan dood wees en hulle gaan hom veras. Dan is daar nie 'n liggaam om op te staan. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ja. En dis sulke kritiese dinge wat die Satan gebruik met al sy magte om met misleiding te kom. Ja. En weet jy, Siegfried, die wonderlikste van alles is dat duisende jare voor die tyd is dit al so bepaal dat Yeshua daai tyd gaan sterf en goed. Maar toe sê hulle nou, hulle sê,
kom hulle by Pilatus en hulle sê, my Heer, ons herinner ons daaraan, laat die verleier gesê, oor 3 dae staan ons op, gee dan nou vir ons wag. En nou ken ons die geskiedenis verder. Nee. Maar Pesach is spesifiek daar ingestel, want Yeshua op die eerste dag van die week, sê hy, moet jy die beweegoffer bring. En Yeshua het toen nou al opgestaan, hè? En dit is die wonderlikste, die beweegoffer. Met alle woorde, al hierdie beloftes, al hierdie feeste, het hy 100% kon vervul, vir ek en vir jou oortreding. En dis hoekom hierdie tyd vir ek en jy so belangrik is. Jy weet, ek het altyd, jy weet net vir interessantheid, ek lees nou hier so, 'n baie interessante ding, jy weet, ons weet, Judas, wat toe gebeur het, dat Yeshua verloon, toe het hy die geld gevat, wat hulle gaan gee vir die geld terug, en hulle wil het nie terugvat nie, hulle lag hom basies uit, en toe het hy hom nou self opgehaal. Ja. Maar, Petrus verloon ook vir Yeshua. Jy verstaan? 3 keer, hy sê, en as die haan die 3de keer kraai Petrus, jy weet, dan het jy my al 3 keer verloon, en dit was so, Petrus was so bedroef, en hy was so hartseer, dat hy daarvan weggegaan het, en hy het nooit weer, hy het nie, kyk die ander disciples, soos Johannes, hulle het die hele kruisiging deurgegaan, as hulle na Pilatus toe gegaan het hulle saam gegaan, as hulle na Herodes toe gaan, het hulle saam gegaan, tot by die kruis, jy hoor, maar Petrus was nooit daar nie, jy hoor, en weet jy wat was vir my die wonderlikste, toe Yeshua opgestaan het, toe sê hy, daar in vers 6 van Markus 16, hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Yeshua die Nasarener wat gekruisig het, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek wat hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir sy disciples, en hierdie was my die wonderlikste, en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Met ander woorde, Yeshua kom in hierdie pyn en lyding, dink hy nog die hele tyd aan Petrus. Hy verwerp nie vir Petrus nie. En dis die wonderlikste liefde van Yeshua, dat hy nie vir ek en jy verwerp, as ons hom verloon het, of wat sy naam nie. En toe hierdie Petrus, kyk, toe sy nou 'n eyster, en hy sê later, hy sê Petrus, want op hierdie rots sal die gemeente gebou word. Maar, en dit is baie belangrik, dat die boek Markus is deur Petrus geskryf. Maar omdat hy nie daai gedeelte van die kruisiging bygewoon het, het hy toe dit laat Markus dit doen. En Markus was eintlik 'n Romeinse bevelvoerder by Judeese vrou gewees. En die rol wat Markus gespeel het in hierdie verder aan was enorme gewees. Maar net om terug te kom na hierdie Pesach toe, hierdie ongesuurde brode, wat ek en jy moet vat. Want hoekom sê hy ongesuurde brode? Jy weet, hy sê, want julle moet die suurdeeg uitvat, uit julle lewens uit. En veral vir daai tyd, dis hoekom ons almal, as ons nou hier kom by die wat noem jy dit, by die voorbereiding van die 14e af, het ons geen suurdeeg in ons huis in. Hoekom? Weens gehoorsaamheid. Want hy sê daar, Paulus sê daar in 1 Korintiërs 5 vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Met ander woorde, al hierdie verkeerde goede in ons lewens moet ons uitsorteer. Want Yeshua het vir ons gesterf. Hy sê, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Yeshua Messia. Hy sê, laat ons dan fees vier,
Nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeugheid en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Dis reg. En dis hoekom die Bybel kom en hy gee vir ons al hierdie goede, maar as ek en jy nie die feeste verstaan nie, gaan ons ook nie die kruisiging verstaan nie, gaan ons ook nie die vervulling daarvan verstaan. Ja, dit En is dit waar. is belangrik dat ek en jy dit doen. Jy weet. Maar dit is iets waaroor ons 'n ander dag weer eens kan praat, jy weet, want ou sal altyd oor hierdie praat, maar Ja, ek kan dit miskien net noem, ek sal dit nog deurgee vir die luisteraars, wanneer dit begin, die hoeveelste van, sal ek sê, op ons kalender, hierdie 7 dae begin. En ons Ja. moet dit onderhou. nee, definitief. 'n Mens moet hierdie feeste onderhou soos wat die skrif Soos wat die dit skrif- deurgee. Ja, So dit is vir almal belangrik ja, en dit is deel van gehoorsaamheid. ja, dit Ja. is eintlik die deel. Jy weet, ek het eendag toe by iemand gekom en die een sê, maar sy wil nie net hierdie worsbroodjie koop nie. Sê ek, nee man, daar's vark in daai wors. Sê maar net 'n bietjie, ek sê, maak nie bietjie nie. Ek sê, maar weet jy wat, ek wil vir jou ietsie sê vandag. Varkvleis kan my nie onrein maak nie. Ongehoorsaamheid maak my onrein. En dit Ja. is presies dit wat jy nou daar sê. Ja, Ek eet nie varkvleis omdat dit my onrein maak nie, maar omdat die woord sê ek moet dit nie eet. En as die woord dit sê, dan moet ek net gehoorsaam wees aan die woord. dis reg, ja. Ja. Ek weet nie of jy nog ietsie het nie. Ja, wel ons kan net vir die luisteraars dalk net weer deurgee wanneer die Pasga begin, Ja. vir Pesach. Hmm. En dan ja, Maar ons hulle sal, kan ons kontak en ja, met laat hulle ons vra veral vra, ja. kontak. Want daar is baie mense werk op die sal ek maar sê die donker maand. Jy verstaan, O, dis ja. hoekom daar verskillende soortes is. Ja, Maar hoe weet ek en jy, hoe het die Israeliete van ouds geweet dat wanneer die eerste van enige maand begin? Deur op te kyk in die hemel na die skreefiesmaand. ja, As die son ondergaan en die skreefiesmaand is uit, ja, dan weet jy môre is die Ja. eerste. En Dis so het reg. almal geweet. En baie mense kom en sê nee, maar dit maak eintlik nie saak nie. Weet jy, dit maak baie saak. Jy sal nie eendag kan sê ek het nie geweet nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Met ander woorde, jy het ook nie geweet watter dag begin die ongesuurde brode. Dis dieselfde met die 7de maand se feeste. Ja. Mense sê ja, dis die eerste, maar nou hou die eerste nie op wanneer die eerste werklik is, jy verstaan. ja, Want hoekom sê die woord op die 14de van die maand, op die 15de van die maand, jy verstaan. ja. Nee, mens moet daai datums definitief volg. Ja, Dit is belangrik. Ja. Maar ek dink ons sal volgende keer dit definitief doen vir die luisteraars sê. En ek groet jou en ek groet die luisteraars en ek sê shalom. Shalom.